Vrede familie, die middagsuur. Ik hoop jullie is goed en wel. Voor mij gaat het goed, klaar niet. Ja, net een gedachte dierbares, net een gedachte. Is altijd, is rarig, het verbaast mij niet eens meer niet. Dat is altijd dier als het komt bij familieleden. Dat is altijd een groepje familie, wat voor elkaar is, wat samen met elkaar staan. Als jij nou niet samenstemt, samen met hierdie groepje niet, dan vallen hulle jou zo aan en beswadder jou zo en maak jou zo zwak, een mens wat je niet eens is. En hulle wil nou net sê, jy wil jou beter hou, jy wil net dit wees en wat daai wees, omdat jy nie saamstem met hulle goed nie. En as jy jou eie besluite neem in dinge wat jy doen, en nou het jy iets wat jy het, wat jy aan het, en nou nooit jy hulle nie van, hulle is mos nou kwaad vir jou. Dan het hulle totaal een story, en dan kom maar nog familielede by mekaar, om saam met mekaar te staan. Wat een lelike gees is dit nie. Familie, wat bevreemd raak, vervreemd raak teenoor mekaar, terwille van tydelike dinge. As my familie my nie uitnooi na 'n party toe nie, dan is ek uitgenooi nie. Nou as ek praat van my, ek loop nie parties nie. Ek stel nie belang aan parties nie. So my male weet, hulle nooi nie van my uit na parties toe nie. Want ek weet wat gebeur by hulle parties. So vir my is dit nie nog 'n ding, 'n stres ding. Jy nooi nie van my na jou party toe nie. Jy nooi nie van my na jou troue toe nie. Jy nooi nie van my na jou ding wat jy aan het nie. Jy gaan nie sleg voel daaroor nie. Die Here weet hoekom jy nie van my nooi daaroor nie. So, jy gaan nie stres of kwaad raak daaroor nie. Maar, doen jy nou net iets, en jy doen dieselfde ding, maar net as prusheid nie, omdat jy volgens jou budget werk, dan leer die hele plek vol, tot op die extended familie, wat jy in jou area in bly nie. Hulle weet ook van jou slechtigheid, en jou maniere wat jy het, jou beter, as die ander een, en nou kom jy totaal nog, moet nie laat jy nog 'n kar koop, of jy bou net 'n stukkie aan by jou huis. Dan wil hulle totaal vergadering sit, koppie thee en koppie koffies, en koekies eet, oor jou naam. En weet jy moet goed voel. As hulle so sit en vergadering hou oor jou, dan is jy regtig uitverkorene van jou naam, as hulle jou naam noem, dan kom maar bitterheid op, van die ding wat oor jou rus, dit grief vir hulle. Vir hoekom? Haat, skinder, jaloesie, teenoor mekaar, maar ons is bloed. Nou hierdie dinge wat in die familie se gebeur, dit gebeur by die kinders van die Here ook. Jy wil nie sien jou broer gaan vorentoe nie, jy wil nie sien jou suster gaan vorentoe nie, evens in die geestelike gawe, God seën jou broer, jou suster met 'n geestelike gawe, dan voel ek, sy kan nie vir my dit en daai nie, of hy kan nie vir my dit kan doen nie, of ek wil nou beter preek as wat hy preek. As God dit toerus op jou broer, op jou suster, en bless hom of haar, met 'n gawe wat uit die hemel uit is, God gee vir wie hy wil en wanneer hy wil, en soos hy wil. Ons kan nie jaloes raak op 'n geestelike gawe nie. Werk jy met jou tool wat jy het, sodat God vir jou op die regte tyd nog tools kan bygee. Dis hoekom maskeringe is, kom maar valse profete in die kerke in, oor jaloesie teenoor mekaar, en agteraf groepies ook in die kerk, net soos die familielede, groepies in die kerk. As hierdie broer getuig, dan gee ons vir hom klap aan sy hande. Jy klap nie vir jou broer aan, en jy moet vir God 'n prys gee, want die prys kom nie jou broer toe nie. Jou broer is maar net 'n tool om die werk van God te doen, omdat jy groepies maak. Nou lig julle mekaar op in die kerk, om vir die mense te wys, hy nou al het hy van iets dom gepraat daar, julle lig hom op, met hande klop, en amen vir alles. Dit gaan nie onversiens verby by die Here nie. Van wat jy doen, doen jy nie vir die Here nie.
Jy doen dit vir mense, sodat julle mekaar kan optel. Want as dit u se beter, dan moet julle nou mekaar nou hande klap, en mekaar so optel. Van die ding wat jy doen jy om gesien te wil wees. Want dit is nie meer oor die Here nie, dit gaan oor skare trek. Skare moet nader kom na jou toe. Waar sit jy vir God? Een kant. Van die eer kom na jou toe, jy as mens. En waar is God se eer? Een kant geskuiwe. God word gesyklyn. Nou net so geestelik sowel as jou vleeslike familie. Die dinge gebeur. Maar u wat nie dit doen nie, bly soos jy is. Moenie kwaad raak oor familie gatherings nie. Moenie kwaad raak oor familie reunions. Ek loop eens reunions nie. Ek loop eens reunions niks. So, as jy van dat jy jou beter hou nie, maar jy as 'n Christen, jy moet jou sit, jou opstaan, jou loop, moet jy kan ken. Van die Here verander vir Saulus na Paulus, deur die krag en die Heilige Gees, verander hy sy naam. Nou net so jy as Christen, God verander jou plekke waar jy geloop het, the do's en the don'ts, en God verander jou praat. Jy kan nie meer praat soos jy wil nie. Jy moet op jou pasoppies wees voor jy iets uiter. Hy sê jy moet vinnig wees om te dink en stadig wees om te praat. So, jou loop, hy verander dit. Hy loop wat jy so 'n hoppietjie ingehet het, hy rolletjies wat jy so skief loop, en jou broeke wat so hang. 'n Gelowige, hy change, want God verander jou, en hy maak vir jou 'n nuwe skepsel. En môre sê hy, jy wil jou beter hou, omdat God jou verander het. So, en selfs ook, vir die wat vasgevang in die familiegees, hulle so oor die families, jy kan nie 'n skiewe woord praat, ewen jy as gelowige, dan wil hulle inmeng, as daar geveg is, jy as gelowige ook, as my familie, wat soek jou in die kring van die sondaars, wat soek jou daar, by die spotters, Psalm 1, wat soek jou daar, as jou familie beklei, jy behoort nie daar nie, of jou familie nou doodslaat ook daar, jy behoort nie haar, jy as kind van God nie, van jy het 'n hartsverandering gemaak. Ja, jy kan imbalans en dinge bel, maar om te gaan, jou hande en jou moue gaan optrek, om saam te wil veg, jy sal moet bekeer tot God, want dit is 'n hartsverandering, dit verander jou menslike wese, die hart wat jy gehet het, hy gou op jou perkie klim, en mense wat wil attack, God vat dit weg, hy breek dit, hy maak vir jou 'n lammertjie, terwyl jy leeu gewees het. My broer was amper doodgesteek, ek het niks gemaak, he. Ek moes help, sodat hy kan lewe, ons moet bid, sodat hy kan lewe. Familiegees, maak dat jy dinge doen, uit orde uit, van die werk van God af. As jy die Here dien, dan sê nie, jy moet jou familie een kant skuif nie, maar begin te jou afstand doen, van sekere families af, en begin te loop, met die gesonde manne van die Here en vroue van die Here, sodat jy kan groei in jou Godheid, sodat jy kan groei, in die roeping waar God jou geroep het, want jou familie gaan vir jou terughou, van dit wat God vir jou het. Die Here seën dierbares.